Goeiemiddag. So ek het hierdie week verjaar en 34 geraak en as mens verjaar dan reflect net so 'n bietjie en ek het teruggekyk na hierdie jare wat die Here my deurgedra het en net eerstens wil ek sommer my gebed vir myself deel vir my volgende 34 jaar wat voorlê en dan nou wat julle ook vir julleself kan bid. Maar in die tyd van refleksie is ek net soos dankie Here vir wat U my als deurgedra het, nê, hoe ons gevorm het en die Here sê vir ons come as you are. Toe ek gekom het na die Here toe gebroke, soos wie ook al ek was daai tyd. Dankie Here dat ek nie met daai persoon is nie. Die Here sê come as you are, maar wie weet don't stay as you are, né? Soos kom soos wat jy is, maar moenie bly soos wat jy is nie. Ek lees hierdie ding van if you only do what you can do, you will never be more than you are. As ons net is soos wat ons is en ons kom net soos wat ons is, ja, want Jesus het ons lief soos wat ons is, maar as ons nooit verander nie, gaan ons nooit meer wees as wat ons nou is nie. En wie weet, in Jesus we are more than conquerors, in Christ. In Jesus is ons vry, in Jesus is ons geliefd, in Jesus is daar soveel meer wat hy vir ons wil hê. Jy nou verskoon, hierdie oog is bietjie swel en hy hang so bietjie so, as my oog so bietjie lyk, stick with me hier. Ja, 5 toe ek nou 34 raak, toe slap hy my hier met 'n tand en 'n oog en alles. So ons kom soos wat ons is, maar ons bly nie soos wat ons is nie. So dis wat die Jesus sê, dat Jesus doop ons in die Heilige Gees, maar ook in vuur. Daai vuur verander ons, dit brand weg wat nie van Jesus af is nie. Jesus sê hy mal, hy's die potterbakker, hy verander ons. En ek wil definitief nog baie verander. Ja, ek is dankvader nie met die persoon wie ek was nie, maar ek wil soveel meer soos Jesus wees. Ek wil Jesus vir mense rondom my wees, ek wil Jesus vir myself wees, ek wil nader aan hom beweeg, nader na meer van sy teenwoordigheid. En wanneer ons dieper in beweeg, in the inner room is where the oil comes from, in die separation, so dit is nie altyd maklik nie. Maar Jesus sê vir ons, wanneer ons sukkel, wanneer dit moeilik is, dan besef ons, hy sê, blessed is the people who know how much they need God. En al wat ek weet in hierdie 34 jaar is dat ek vir God nodig het, dat ek nie een oomblik sonder God kan nie. So Matteus 5 vers 3 sê, gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Jy gaan gelukkig wees, jy is gelukkig as jy dit verstaan, dat jy niks sonder God kan doen, dat jy hom so nodig het. Johannes die Doper sê in Matteus 3 vers 8, bewys eerder deur julle voorbeeldige lewe, dat julle werklik tot inkeer gekom het, dat ons regtig repent het, ons moet dit wys, met ander woorde, ons aksies moet verander, die dinge wat ons doen moet verander. So come as you are, but don't stay as you are. Laat toe dat die Here jou verander, en dit gaan 'n gesukkel wees, en dit gaan moeilik wees, en dit gaan vuur wees, en dit gaan molding wees, en dit gaan seer wees, want dit is nie altyd lekker om te verander nie. Maar, Lord, shape me as you want me to be. Verander my in die perfekte Andrie wat ek kan wees. Jesus se Andrie. Jesus sê jy, die persoon wie Jesus jou geskape het om te wees, sonder die kettinge van die wêreld, sonder die seer van die wêreld, sonder die gewig van die wêreld, sonder daai stres, al daai dinge. So dit moet dan verander, ons mind, renew your mind. So my gebed vir myself in hierdie nuwe lewensjaar, die 34 jaar wat voorlê is, Almagtige Vader, Here, Heilige Gees, dat ek elke dag sal besef hoe nodig ek U het, hoe nodig ek die Vader het, dat ek altyd sal veranderbaar wees, dat ek nooit sal so trots wees en nooit vol van myself wees, wat ek sal dink dat ek nie hoef te verander nie. Nee, maar Jesus het my lief net soos wat ek is. Ja, Jesus is lief vir my, maar daar is dele van die wêreld wat ek wil agterlaat, wat hy my wil vrymaak van. Dele wat ek wil, hoe ek my eie potensiaal kan bereik, is in hom, om te kan verander. Die lig wat ek kan wees, die vryheid, die joy wat ek kan ervaar in sy teenwoordigheid, is net as ek verander. Sodat ek nie soos die wêreld dinge doen nie, maar soos Jesus dinge doen. Here, laat U altyd my voorbeeld is, dat ek nooit sal omgee die volgende 34 jaar wat mense van my dink nie, dat ek sal vrykom van enige ketting van hierdie wêreld, enige druk, Here, dat ek sal vry wees van die wêreld en in U teenwoordigheid wandel, dat U altyd my nommer 1 sal wees in my lewe, dat U teenwoordigheid my nommer 1 gebed, wat is die grootste geskenk wat ek kan kry hierdie jaar?
om nader aan U te beweeg, om in U teenwoordigheid in te beweeg, meer en meer en meer. I want more of You and less of me. So Here, laat ek nie sal jaag na die wêreldse dinge nie, maar laat ek agter U sal aanjaag, meer van U. Want in U is die liefde, in U is die joy, in U is die oorwinning. Dat dit nie my wil van my lewe sal wees hierdie jaar nie, maar U wil van my lewe. Ek het hierdie bitter oulike video gesien, waar die ou share en hy sê, hy stel sy wekker, so ek het nou begin hierdie week om my wekker te stel, vir 11:02. So in Lukas 11, vers 2 staan daar. Dit is die gebed wat Jesus vir ons wys hoe om te bid, die voorbeeld. Let your kingdom come, let your will be done. So 2 minute oor 11 elke dag, Here, wanneer daai wekker afgaan, net 'n reset, Here, ek bid dat U wil geskied vandag in my lewe. U wil vir my lewe, nie my eie wil nie. So my gebed vir hierdie jaar is U wil vir my lewe, nie vir my eie wil nie. En waar dit 'n gesukkel is en waar dit nie lekker is nie en waar ek faal, dat ek sal weet dat die gesukkelry laat my net weer herinner hoe baie ek U nodig het, dat ek niks kan doen sonder U nie en dat U besig is om my te maal in die ander, in die jy wie God wil hê jy moet wees. Dit is my gebed vir myself en my gebed vir jou en wat ek wil hê jy moet oor jouself bid as kind van God. Okay, ek sal by die dokter moet uitkom met my oog. En hy is net so bietjie poefie, hy hang net so bietjie. Gister kon ek hom nie oopmaak nie, so vandag kan ek hom oopmaak. So dankie Jesus vir 'n oop oog verbinding. Anyway, okay. Matteus 5 vers 3. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Hierdie bid ek dat die Here dit vir jou sal openbaar, want dis soveel meer, dis in alles. Dis wie jy is, jou finansies, jou kinders, jou alles, om totaal en afhanklik te wees van ons magtige Vader en nie afhanklik van onsself te wees nie. Laat ons pliable wees, laat ons veranderbaar is. En laat ons jammer sê, al is ons nie eens verkeerd nie, dis daai dinge. En wanneer ons dit reg kry nie, die Here se genade nog steeds genoeg is vir ons. Dankie, dankie, dankie Jesus, dat hy 'n goeie pappa is. Nog 'n jaar, né? Nog 'n jaar. Amen. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.